naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Yes, is lekker om in God se teenwoordigheid te worship. Dis waar die salwing begin. Maar dit vat 'n gewillige hart om oop te wil maak om te sê, Here, let's do it. Amen. Amen. My tema vanoggend is wag op Heilige Gees. Ons het in die reeks wat ek al gedeel het met julle van is beter om te wag. En toe van wag na wandel, wat ons gepraat het in Handelinge 1 vers 4, waar Jesus vir sy disippels opdrag gegee het, wag in Jerusalem en wag vir die belofte van die Vader. En ons is vandag in hierdie bevoorregte posisie. Ons is bevoorreg. Ons vier Pinkster vandag. Amen. Die werking van die Heilige Gees. Ons glo daaraan. Ons glo dat God nog steeds mense aanraak, nog steeds mense genees. Want niks is vir God onmoontlik nie. As God 'n nier kan wat nie werk nie, laat werk. Hoeveel te meer kan hy nie in jou situasie inkom vanmôre nie? As God 'n been laat groei, ek het dit in my oë gesien hoe 'n been groei. Hoeveel te meer kan God nie in jou situasie iets kom verander vandag nie? Maar dit vat 'n hart om te sê, Here Jesus, hierso, ek is hierso, gebruik my. Ek het hierdie behoefte van môre, Here, kom in en verander dit hier binne my, sodat ek 'n verandering kan wees vir iemand anderste. Dit gaan nie oor die persoon langs jou of die persoon agter jou of voor jou nie. Dit gaan oor jou hart. Wat is jou behoefte vir môre? Vir die Vader. Elke gebed wat jy vra, Here, asseblief. My gebed vir dit, vir jou is, Lord, overflow. Flood him, Lord. Mag ons nooit ophou, bietjie wag nie. Want wanneer ons die woord kry, wag 'n bietjie, moet ons nie goed uit ons eie self wil doen, want uit onsself gaan ons nie ver kom nie. Maar wanneer jy die krag en die hulp van die Here Jesus het, die krag van die Heilige Gees, gaan jy kan beweeg vorentoe. Jy hoef nie op jou eie te struggle nie. Die disippels het besef, sonder Heilige Gees gaan hulle nie kan uitgaan in die wêreld om 'n verskil te maak nie. En dit is waar ek en jy onsself bevind vandag. Ek wil vir jou 'n scenario, 'n storie gee van jy is in hierdie bevoorregte posisie om vir jou die leukste, die mooiste, die blinkste, die beste kar wat daar onder die son is, te kan koop. En hierdie kar word op 'n lou bed by jou huis afgelaai. Dink daai, as jy 'n droom het van 'n kar, dink net vir 'n oomblik, ek wil jy moet iets besef, want in hierdie jy gaan iets leer hier uit. Daai kar kom daar, soos die lou bed in hierdie dorp in ry op pad na jou huis toe, want hy het 'n destination. Hy moet by eerste laan, nommer 4, moet hy kar gaan aflaai. Maar nou kom, soos hy lou bed in hierdie dorp ry, almal kyk bewonder. Waar gaan daai kar heen?
En éventueel stop daai kar by jou huis. Toet, toet. Ek sou gemaak het of dit soos wat jy by 'n Takealot pakkie kry, of as jy Mr. D bestel, jy kan daardie motorfietsie trek, waar is hy? Ek dink ek sou hom getrek het. Maar jy staan en jy wag, en ewe skielik staan hierdie kar, en al die mense, al die bure, sien, wat hier gebeur iets. En nou kom die ou, en hy sê, meneer, mevrou, hier is 'n nuwe motor. Hier is jou nuwe kar. Maar daar's een klein probleem. Daai kar het nie 'n druppel petrol in sy tank nie. Dis die probleem. Nou, hulle laat jy kan nie die kar start, laat hy moet afgaan nie. Hulle stoot hom vir jou af tot in jou garage, en al die mense is daar, almal kyk na hierdie blinkkar. Wat beteken daai kar vir jou, as hy nie petrol in het nie? Niks. Hy staan daar. Jy kan nie met hom ry nie. Jy kan miskien in hom gaan sit, jy gaan lekker sit. Want party van daai luukse karre het maar mooi sitplekke, hoor. Lyk of jy soos in 'n show van so wegsak. Maar ek wil jy moet daai prentjie kry. Jy het hierdie kar, maar hy het nie petrol in nie. Daar's niks, maar niks petrol in sy tank nie. So baie Christene leef vandag presies net so. Ouch. Ons dra die naam van, ons is 'n Christen. Ons gaan kerk toe, ons lees Bybel, ons sing liedere, maar daar is geen vuur nie. Daar's niks hier binne wat daai vuur maak nie. Die spark is daar nie. Daai motor het die potensiaal om baie ver te ry, as hy petrol het. Daai motor het die potensiaal om mense op te laai, om hulle van punt A na punt B te vat. En ek wil vir julle 1 Petrus 1 vers 18 en 19 lees. Want hoekom het ek gesê 'n diermotor? Want jy, wat hier so sit, is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Want 1 Petrus 1 vers 18 sê, dat ons nie met silwer of goud gekoop is nie, maar met die kosbare bloed van Jesus Christus. Jy is meer werd as daardie luukse motor. Jy's meer werd as kind van God, as daai kar wat in jou garage staan, sonder petrol. Maar jy kort ietsie binne jou, om te kan beweeg. Sonder Heilige Gees word aanbidding 'n partytjie. Sonder Heilige Gees raak kerk net 'n byeenkoms. Sonder Heilige Gees raak 'n preek net 'n praatjie. Dis hoe belangrik Heilige Gees is vir my en vir jou. Ons kan so maklik die vorm van godsdiens hê, maar die vuur van die Heilige Gees is daar glad nie. Ons sal elke Sondag kerk toe kom, maar dis waar dit bly. Ons sit die banke blink, maar niks gebeur nie. Dit gebeur nie in hierdie gemeente nie, dit gebeur in ander gemeentes. Jesus het jou nie net geroep om net godsdienstig te wees nie. Jesus het jou geroep dat daai vuur van die Heilige Gees kan begin brand hier binne jou. Laat jy 'n verskil kan maak vir iemand anders daar buite. Ons lees in Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. Amen. Jy hoef nie alles deur geweld reg te kry nie, maar deur die krag van Jesus. The power of the Holy Ghost.
Daar was 'n geluid soos 'n geweldige rukwind in Handelinge 2. En ons lees Handelinge 2 vers 17, die eerste gedeelte waar God sê, ek sal my gees uitstort op net sekere mense. Nee. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Nie net predikante of pastore of leiers van die gemeente nie. Almal. Tot die een wat kom om skoon te maak, kan ook die Heilige Gees ontvang. Elke persoon wat hier so sit vanmôre, jy kan die Heilige Gees ontvang. Jy het vlees. As jy vlees het, kan jy dit ontvang. Maar waar los dit vir jou? Is jou hart oop? Of is jou hart toe? Is dit nog 'n klipharde hart wat niks wil verander nie? Dis 'n belofte wat God vir ons gegee het. Ons moet dit net vat. Heilige Gees is vir elke generasie. Van die jongste tot die oudste. Vir elke een wat hier so sit. Vir al die kindertjies. Ons moenie dink 'n kind kan ook nie gedoop word met die Heilige Gees nie. Op 'n ander geleentheid het ons gehoor, was ek in 'n gesprek betrokke, waar die ma vir 'n persoon gekontak het en gesê het, hierdie kind van my tree snaaks op. Hy sit in sy kamer, sy woorde wat hy spreek, verstaan ons nie. En die ma gaan, sy staan buite die deur, my kind was dink ek 11. Die ma gaan en sy staan buite die deur en sy vat haar foon op WhatsApp en sy maak 'n recording. Terwyl hy kind gesit het in sy kamer, besig om Bybel te lees. Hy het nie geleer nie. Hy het al die tyd wat hy gehad het, gespandeer in die woord. As hy van die skool afkom, is hy in sy kamer lees hy. Terwyl die kind daar so sit, op jong ouderdom, doop die Heilige Gees hom. Begin om tale spreek. En vir hierdie ma en pa is dit, wat gaan met my kind? Ons ken nie hierdie goed nie. Maar God het 'n plan. Die ouers het ook tot bekering gekom. Die ouers het ook, is ook gedoop met die Heilige Gees. God roep 'n generasie wat nie skaam is vir Jesus nie. Ons jong mense, al hierdie mense wat so in die strate is, God roep hulle nader. Dis nie God se plan dat elke ou op straat moet sit nie, glad nie. God roep 'n ouer geslag wat God wysheid gee. Ons kan maar leer by die ouer mense, rarig. Ons kan dink, hulle weet miskien nie alles nie, of hulle weet nie miskien dit nie, maar experience, jy kan boeke kennis hê soveel soos jy wil, maar ondervinding, experience is the key today. As jy nie ondervinding het nie, gaan dit jou niks help amper nie. Dis hoekom ons waardeer elke ouer persoon in hierdie gemeente. Ook elke jong mens. Want Johannes, as ek net vinnig kan teruggaan daarna vers 17 toe, waar Jesus waar die profeet Joel gespreek het, waar God sê, ek sal my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Dit het doodgeloop in die kerke vandag. Dit loop dood in die kerke. Want ons gee nie kans vir Heilige Gees om te werk nie. Julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom.
Daai drome wat jy droom, is nie net drome nie. Dis drome om 'n kerk, om die gemeenskap, om jouself ook op te bou. Die wonder van God. God bring die jong mense, die middelgeslag en die ou mense bymekaar. En saam bou Jesus Christus se kerk, wat nie net mooi van buite lyk nie, maar wat aan die brand is vir die Heilige Gees. Amen. Dis hoekom ek en jy hier is vandag. Ons wil aan die brand wees in sy teenwoordigheid. Wat is die lekkerder om, as jy hier so staan, jy voel, jou voete kan nie stil staan nie. As jy 'n baan was, het ons gehardloop hier so binne. Dit is wat ons moet doen. Ons hoef nie hier te staan en net hande so te staan of so te staan en te sing nie. Nee. Waar is die tyd wat ons hande klap en jubel en juig? Ons dien nie 'n dooie God nie. Ons dien 'n lewendige God. Maar hoekom kan ons nie hom met lewendige lywe aanbid nie? Ons staan soos lyke, doodstil. Nee, kerk. Vir elke persoon wat ook hierdie woord hoor oor die media, ons aanbid 'n lewendige God. Ons moet hom in gees en in waarheid aanbid. Heilige Gees is nie dood nie. Hy staan nie stil nie, hy beweeg. Hoekom kan jy ook nie jou hande oplig en begin God loof en prys vir dit wat hy vir jou doen en dit wat hy nog gaan doen in jou lewe nie? En begin dankie sê nie. Ek het 'n baie eenvoudige vraag vandag. Hoe vol is jou tank? Jy kan daai vraag jouself antwoord. Hoe vol is jou tank? Want jy is duur gekoop. Aan die woorde, jy is duurder, jy is meer werd as daardie luukse motor. Hoe vol is jou tank vanmôre? Brand daar nog 'n vuur hier binne jou? Is daar nog daai fire? As jy vandag voel dat jy leeg geword het, want mens gaan deur seisoene, jy gaan deur fases in jou lewe, wat jy voel, maar joh, dit is swaar, dat kan nie. As jy voel, daar moet iets meer wees, jy kort weer net daai ignite. Want is van 'n spark waar daar vuur kan kom. Amen. Dan moet iets gebeur, net so 'n klein sparkie. Een vuurhoutjie kan duisende hektare afbrand. Een vuur binne jou. Een vuur, een spark binne jou, wat 'n vuur word, kan hoeveel ander mense aanraak? Amen. Hoeveel ander mense kan jy aanraak? Waar jy beweeg, waar jy gaan. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Amen. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan kan jy nie stil staan nie. Jy moet beweeg. Jy kan nie stil staan nie. Jy gaan nie meer net so staan en Here loof en prys en sing en dan kyk jy, die ou langs my steek hy sy hande op en nou en dan kyk jy agtertoe, steek iemand miskien agter hulle hande op nie. Nee, jy gaan, hey goed, het sy hande lig, het ons begin. Dit is wat ons moet doen. Ons moet begin leef. Ons hoef nie deur die wêreld te gaan, deur die lewe te loop, of die hele wêreld op ons skouers is nie. There is more met God. Daar's meer. Ek wil jou aanmoedig vandag. Jy hoef nie leeg huis toe te gaan vandag nie. As jy die geleentheid gemis gehad het, vroeër, jy hoef nie leeg huis toe te gaan nie.
Maar die keuse is joune. Jy kan die besluit maak self. Ek gaan leeg huis toe, of nee, ek wil net daai spaak kry. Ek wil net daai spaak kry dat hier binne my, dat my gees net kan wakker word. Want met die tyd word jou gees dormant. Hy moet bietjie weer kan ek sê bietjie geskit word? Ek sê nie by jou beld vat en so skit nie. Partykeer voel dit of ek iemand kan net wakker skit, dat hy net kan wakker word. Maar dit is nie hoe dit werk nie. Jy moet die keuse maak. Ek kan nie die keuse vir jou maak nie. Heilige Gees wil jou vandag vul. Hy wil jou weer opnuut kom vul. As jy die geleentheid gemis het, daar's nog 'n geleentheid. Ek sal nog 'n geleentheid maak. Die Heilige Gees sê, there's another chance. Partykeer wil ons nie uitgaan nie, want ons is bang. Wat gaan hierdie ou sê? Wat gaan iemand sê as ek nou vorentoe kom? Nee, dit gaan nie oor wat die mense sê nie, maar wat sê God? Wat sê God as ek nou nie uitgaan vandag nie? Jy gaan nooit weet wat God vir jou wil doen, as jy nie daai eerste stap in geloof vat om te sê, Lord, here I am. Dis wat ons moet doen. Jy sien daar die kar, wat net daar staan in die garage, elke dag afgevee word met 'n lap nie. Jy sien daai ou nie. Jy hoef nie net mooi te lyk van buite nie. Maar binne moet jy ook mooi wees. En hoe verander ons? Deur Heilige Gees. Heilige Gees kom en hy verander ons binne. Laat die Heilige Gees jou vul met vuur. Ek staan partykeer verstom. Ek sê nou ek staan verstom, maar as ek sien wat die Here doen, dan dink ek net so, awesome God. Ek het al goed in my lewe gesien, wonderwerke wat God gedoen het. Dan dink ek, dan kom maar nog een. Dink ek, sure, that's awesome. Sure. Wense kan julle laat sien, wat het, as jy begin bid, en dis nie net ek wat gebid het nie, ek was deel van 'n span, toe daai kind se been langer word, en daai man, hy was so groot, sy man, hy was net so groot, hy spring daar op, sy been was omtrent so 'n stuk korter as die ander ene, hy spring daar op en hy begin hardloop in daai saal, want hy hoef nie met 'n skoen te hardloop nie. Hoeveel te meer het die hemelse Vader nie vir jou vandag instoor nie? Wat wil jy hê? Wat is jou behoefte? As jy vandag sê, Here, ek wil nie meer so leeg leef nie. En jou tank het leeg geword. Jou gees het dormant geword. Jy sê, Here, ek vul my net weer opnuut met die gees. Wil ek hier met jou hand net lig. Lig het jou hand. Elke hand wat opgegaan het, julle kan laat sak. Julle kan laat sak. God sien elke hand. God is in beheer. Hy is die een wat release. Maar dit vat van jou kant ook. Jy moet ook sê, Here, ek wil. Want ons kan bid, ons kan bid, ons kan bid. Maar as jy nie daai besluit gemaak het om te sê, Here, ek ontvang nie, gaan niks gebeur nie. Alles begin met 'n keuse. Die keuse wat jy vandag maak, verander jou toekoms. Maar die keuses wat jy in die verlede gemaak het, bepaal nie jou eindstreep nie. Die keuses wat jy gemaak het wat in die verlede verkeerd is, daar's 'n kruis. En van die kruis verander dit vorentoe. Amen. Ons hoef nie
vas te kyk, vas te hou in die verlede nie. Vat hy sak, so, gooi hom, los op. Jy hoef nie al die bagasie so saam te sleep, heel dag en nag nie. Naderhand gaan slaap jy met daai sak op jou skouer terwyl jy slaap. Jy begin ongemaklik wees, want alles begin jou jaag, en jy weet nie waartoe moet ek gaan nie. Let it go, and let God change. Want as jy nie gaan let go nie, gaan God niks doen nie. Jy moet die keuse maak, Lord, I let go. Now you can change it. Elke een, wil jy ons moet ons oë sluit, wil jy niemand moet rondkyk nie. Elke een wat hier so sit vanmôre, as jou hand opgesteek het, lig het jou hand weer, lig het jou hand weer. Here Jesus, ons kom vandag na U toe. Vader, U sien elke hand wat op is. U ken hulle harte. Here, ek wil bid vandag, dat U Gees opnuut in hulle sal awaken. U Gees in hulle opnuut sal wakker maak. Daai dormante geese in die naam van Jesus, spreek ons lewe oor elke gees wat dormant geword het. Julle sal vuur ontvang soos die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal begin spreek in tale soos niks en niemand van tevore gespreek het nie. Om jou te stig, ontvang jou taal. Yes, Lord Jesus, more of you, Lord. More of you, Lord. More of you, Lord. Vader, ons blaas die vuur van die Heilige Gees oor elkeen vandag, wat hier so sit. En dankie, Here Jesus, dat U nooit teleurstel nie. U kom en U vorm harte. U vat klipharde harte uit mense se borskaste uit en U deponeer 'n vleeslike hart in die naam van Jesus. Laat geen persoon wat die ingekom het vandag dieselfde hier sal uitstap nie. As hy die keuse maak om te sê, Lord, help me. Here Jesus, help my om sterk te staan. Dankie Vader, dat U 'n goeie God is. Dankie dat U nooit teleurstel nie. En Vader, ek bid die seën van die Here oor elke een van hierdie mense. Dat U goedheid en U guns deel van hulle lewe sal wees, dat hulle sal volg soos 'n skaduwee. En ons loof en ons prys U in Jesus se naam. Ons almal sê amen en amen. Amen. Amen.